Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is vanuit Lukas 23 vanaf vers 35. Die volk het na haar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: "Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is." Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: "As jy die koning van die Jode is, red jouself." Daar was ook 'n opskrif bokant hom: "Dit is die Jode se koning." Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons het ontvang die verdienste straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Geliefdes, ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Die lydenstyd is die tyd van die kerk se jaar wat swaar op ons gemoed rus. Dit is moeilik om vir 6 Sondae te dink aan die lyding wat Jesus, ons Here, moes deurmaak vir ons. Ons word gedwing om te dink aan hoe Jesus verraai is, hoe hy soos 'n gewelddadige misdadiger gevange geneem is. Ons dink aan die spot en aan die woorde: "Kruisig hom, kruisig hom." Ons dink aan Jesus wat voor die Joodse raad, voor Pilatus en Herodes gebring is. Ons kry seer om te dink aan hoe Jesus gegeesel is, die sweep wat weer en weer oor hom geslaan het. Ons bewe om te dink aan die gewig van die kruis wat op sy seer skouers en rug gedruk het. Ons kan byna nie die spykers indink wat deur sy hande en voete geslaan is nie. Jy weet, is te veel om aan te dink dat Jesus Christus, die Seun van God en God self, vir ons aan die kruis gesterf het. Juist daarom is vandag se kruiswoorde so belangrik. Dit verduidelik waaroor dit alles gaan. Dit is die rede, die doel en die missie. Jesus het dit alles deurgeworstel, sodat ek en u ook die woorde mag hoor: "Jy sal saam met my in die paradys wees." God het die skepping perfek en goed geskep, sonder sonde, sonder die dood, sonder pyn, sonder enige van hierdie negatiewe eienskappe van die lewe wat ons ken en te dikwels ervaar. Die oorspronklike ongehoorsaamheid van Adam en Eva bring die eerste sonde in die skepping in. Die sondeval bring die dood, pyn, lyding, hartseer. Die lys hou net aan. Die Here het geweet dat die enigste manier om die mens weer by God te kry, is dat God self sal moet sterf vir die mens. Geliefdes, hoor mooi, vir ons om weer by die Here te mag wees, moes die Here na ons toe kom en selfs vir ons sterf. Dit is die hoogtepunt van ons geloof. Dit is die kern van ons geloof. Jesus sterf aan die kruis, juis sodat hy die woorde aan die sondaar kon deel. As Jesus nie op daardie spesifieke dag gesterf het nie, sou hy nie die woorde aan die sondaar aan die kruis kon uitspreek nie. Maar omdat Jesus vandag sterf, kan die rower aan die kruis vandag saam met Jesus in die paradys wees. Volgens die evangelie van Lukas. Omdat Jesus op daardie dag gesterf het, kan ek en u saam met die Here eendag in die paradys wees. Wanneer ons praat van die kruisgebeure, praat ons van sonde, pyn, lyding, dood en hartseer. Maar ons praat ook van hoop, genade, liefde, lewe en die ewige lewe in die paradys, in die teenwoordigheid van God die Almagtige. Daarom moet ons vandag weer aandag gee aan die paradys. Die paradys, ook die ewige lewe. Ons is altyd op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek. So sal ons die tydperk van ewigheid saam met God in die paradys kan wees. Dikwels gebruik ons die bewoording die ewige lewe. So kan ons ook vanuit die Bybel praat van die koninkryk van God. Jesus gebruik self die benaming in die huis van my Vader. Ons praat ook algemeen van die hemel. Tel die punte. Punt 1, paradys.
Ons lees daarvan in Lukas 23 vers 43, 2 Korintiërs 12 vers 4 en Openbaring 2 vers 7. Die ewige lewe, die koninkryk van God, Matteus 25 vers 1, Jakobus 2 vers 5. Die hemel, Matteus 3 vers 17, die huis van my Vader, Johannes 14 vers 2, en dan ook die nuwe Jerusalem of die nuwe stad, Galasiërs 4 vers 26, Hebreërs 12 vers 22, Openbaring 3 vers 12. Hoor Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed, soos 'n bruid vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Dinge wat vroeër het verbygegaan. Sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe. Verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Geliefdes, gaan lees weer Openbaring 21, die eerste paar verse. Maak 'n lys van wat u hoor, watter eienskappe, watter kenmerke van die hemel u hoor. 'n Nuwe hemel, 'n nuwe aarde, die nuwe stad, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, die stad wat gereed is, soos 'n bruid vir haar man, versier, die woonplek van God, nou by mense, trane nie meer nie, dood is daar nie, leed, smart, pyn sal nie geken word nie, dinge van vroeër, die dinge wat ons juis ken, het verbygegaan, alles is nuut, betroubaar, waar, dit het klaar gebeur. Deur die dood van Jesus Christus aan die kruis, het dit alles klaar gebeur, en ek en u is op pad na hierdie heilige stad. Wanneer mense op vakansie gaan, doen hulle baie moeite. Daar word gekyk na waarheen om te gaan. See toe, Drakensberge, dalk die Kaap, Bosveld, Karoo, dalk die Kruger Nasionale Park. Daar word gekyk vir verblyf. Watter aktiwiteite in die gebied kan gedoen word nagevors. Die beste roetes word bepaal. Dit is presies dieselfde met die hemel. Ek en u is op pad. Die Bybel gee vir ons genoeg inligting oor waarheen ons gaan. Die stad, die nuwe Jerusalem, die hemel, die ewige koninkryk van God. Die bestemming word beskryf as nuut, gereed, perfek, skoon, heilig en in absolute teenwoordigheid van ons Here. So dikwels verloor ons die bestemming uit oog. Ons word so vasgevang in hierdie wêreld en alles wat ons hiermee besig is, alles wat ons besig hou, dat ons nie fokus op die bestemming nie, dat ons nie fokus op die ewige lewe nie. Die bestemming waarheen ons op pad is, behoort ons hele lewe te verander. Om te weet ek is op pad na die ewige lewe, waar ek saam met God sal leef, behoort my lewe te beïnvloed, radikaal te verander. Die hemel is 'n werklikheid. Elkeen wat glo in die Here Jesus Christus en in verhouding met God die Almagtige leef, sal die bestemming bereik. Daar is wel net een pad daarheen, en dit is die pad wat deur Christus se lyding, sy dood en sy opstanding gebou is. As daar nie 'n kruis op Golgotha was nie, sou daar nie vir my en u 'n pad na die paradys gewees het nie. As daar nie kruiswoorde was nie, sou ons nie die pad geken het nie.
As Jesus nie die prys betaal het nie, sou ons nie op die pad kon gaan nie. Dit is wat die lydenstyd so besonder maak. God wat vir my en u sterf, sodat ons saam met God kan leef in die paradys. En ek en u is reeds vandag op pad. Geliefdes, mag u in hierdie lydenstyd werklik die genade van die Here beleef. Mag u elke dag nader en nader aan God, ons Hemelse Vader, leef. En mag u ook hierdie pad en tyd stap met God se genade, God se liefde en God se teenwoordigheid. Amen.